Tanya, die derde groep wurms wat ek wil bespreek, of die derde groep ronde wurms wat ek wil kortliks bespreek, staan bekend as haakwurms. Daar's twee soorte van hulle, die nuwe wêreldse of Amerikaanse haakwurm en die ou wêreldse haakwurm. En beide kom wêreldwyd voor waar hulle ook miljoene mense besmet. Die nuwe wêreldse haakwurm se manlike wurms word 7 tot 9 mm lank en die wyfies word van 9 tot 11 mm lank. Met ander woorde, dit is maar 'n klein wurmpie. Die ou wêreldse haakwurm se mannetjie word 7 tot 9 mm lank en die wyfie tussen 10 en 13 mm. Beide van hierdie spesies boor deur 'n mens se voetsole wanneer jy kaalvoet in gebiede loop waar mense wat met haakwurms besmet was in die veld ontlas het. Besmetting vind ook plaas waar menslike riool in landerye gebruik word, veral in die tropiese gebiede van Afrika. En ons verwys weer eens na die gevare van Suid-Afrika, waar rioolwater in ons besproeiingsgebiede losgelaat word en die boere geen ander keuse het as om in hierdie water die landerye te besproei om groente te produseer nie. Dit is letterlik miljarde eiers wat in besmette gebiede voorkom. Na 'n paar dae se embryoale ontwikkeling binne die eier broei die eerste larwe of L1 of rhabdietvorm larwe uit en voed op die bakterieë in die ontlasting vir so 2 tot 3 dae. Die tweede larwe L2 gaan en bly in die grond om verder te ontwikkel. Larwe 3 of L3 verskyn na vervelling en soek dan 'n mens om in te parasiteer. Die jong wurm heg aan die willie van die dindarm vas op bloed van die gasheer te voed. En onthou nou, ek het gesê dat hy penetreer deur die voet. Na ongeveer 'n maand word volwassenheid en geslagsrypheid bereik en dan paar hierdie wurm. Die nuwe wêreldse haakwurm produseer ongeveer 10.000 eiers per dag. Die ou wêreldse haakwurm sowat 30.000 eiers per dag. Die wyfie van beide spesies word 2 jaar oud. En soos met alle darmparasiete word die eiers saam met die gasheer, die mens, in sy ontlasting uitgeskei. Babas wat in besmette grond speel en daarvan die grond eet, word maklik met haakwurms besmet wanneer hulle die grond in hulle monde inneem. En wanneer dit gebeur, voltooi die haakwurm hul hele lewensiklus in die darmkanaal van die gasheer en val nie die bloedvatstelsel en die longe aan nie. Larwes wat nie daarin slaag om in die bloedvatstelsel te kom nie, word deur die vel vasgevang. Dit kan 'n jeukerigheid en velontsteking veroorsaak en soms 'n ewige immuunrespons waar die larwes die vel binne gedring word. Hierdie siektetoestand wat deur die nuwe wêreldse haakwurm veroorsaak word nekatorose genoem. Die siektetoestand wat die ou wêreldse haakwurm veroorsaak word ankylostomose duodenale genoem. Die meeste mense wat matig besmet is met hierdie wurm toon geen fisiese teken van besmetting nie. Ander word weer ernstig siek en sommige kan sterf daaraan, veral as hulle 'n groot lading van die haakwurms het. Beide siektetoestande word gekenmerk aan buikpyne, diarree, bloed in die stoelgang, gebrek aan yster en gebrek aan yster ook in die bloed wat bloedarmoede veroorsaak.